Hierdie is 'n heilige oomblik. Ek weet nie of julle met die monitors hier voor gehoor het hoe die gemeente sing nie. Wow, wow. Sjoe, wil jy net saam met my sê, amen, amen. Loof die Here, hierdie is vandag, glo ek, iets nuuts wat begin vir elke persoon wat hier is. Glo jy dit? En alles pas so handskoen in mekaar. Ek is so opgewonde om hierdie kort woord aan u te bring, om die onuitspreeklike, ondenkbare liefde wat God vir jou het, om dit aan u te probeer verduidelik. En ek hoop ek slaag daarin, dat u kan weet waaroor gaan die liefde van God. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om te sterf 'n wrede dood aan die kruis. Nie net die kruis dood nie, alles wat begin het toe hy daar gevange geneem is in Getsemane. Wat met hom gebeur is, waar hy met stokke geslaan is, met die vuis in die gesig geslaan is, terwyl sy kop toegemaak is, met die vuis in die ribbekas geslaan is, alles terwille van jou en my, om hier uit te stap met die wete, die Here is lief vir my. Die hele storie van die Bybel, amen, amen. Die hele storie van die Bybel, reg van Genesis, reg deur tot aan die einde van Openbaring, gaan eintlik oor die liefde wat God vir jou en my het. Oor daardie begeerte wat God het, om met ons te kan kommunikeer, om met ons te kan praat, en ek het regtig van die begin van die diens of die teenwoordigheid van die Here ervaar. Ek hoop julle musikante ook, julle moet ons altyd lei, en dat julle ook saam met ons ervaar die teenwoordigheid van die Here, op 'n spesiale manier vandag. Daai briefie wat jy daar geplaas het op die kruis, is nie te vergeefs nie. Ons het ons vertroue in hierdie God gestel, wat vandag van ons gaan sê, hoe lief het hy ons eintlik. En dan gaan jy beter verstaan, waarom hy Jesus gestuur het om te sterf aan die kruis. Om met daardie Romeinse swepe geslaan te word. Ek het net wel vrede, ons moes eintlik die sweep ook hier gehang het, dat ons kan sien wat het Jesus vir ons deurgemaak, omdat God ons lief het. Daar is 2 woorde, wat die totale liefde van God vir ons omvou. Heeltemal omvou. En ons vind dit in die oorspronklike Griekse Bybel, die skrywe van die Bybel, is die 2 woorde, epipotheo en en phonos, is daar die 2 woorde. Nou hierdie skyfies gaan Sondag aand met die aandoordenking deur Anne-Marie aan die gestuur word, dat jy kan sien, en dat jy elke dag daarna kan kyk, om te weet, wat beteken jy vir die Here? Wat beteken hierdie 2 woorde, wat eintlik die liefde van God vandag vir jou, en waarom sal die Here dan nie hierdie briefies wat geskrywe is beantwoord vandag nie? Ek weet die Here sal. Strek jy hande uit na hierdie kruis. Strek jy hande uit in geloof en verwagting, en sê vir die Here, dankie Here, U is getrou. Amen, amen. Die eerste woord waarna ek wil verwys, is die Griekse woord vir verslawing, epipotheo. Daardie iemand wat al verslaaf was aan iets, of het nou dwelms was, of het nou sigarette, of drank, of coke, of wat ook al die geval mag wees, weet wat beteken hierdie woordjie verslawing. Daardie intense, brandende, pynende begeerte en drang na iets spesifieks, epipotheo. 'n abnormale soeke of 'n drang na iets. Kan jy self indink wat dit beteken, om verslaaf te wees aan iets. Daardie roep binne in jou liggaam, ek moet dit hê, ek soek daarna, ek kan nie daar sonder nie. Dis wat die woordjie epipotheo eintlik beteken. Daardie absolute dringende soeke uitroep wat sê, epipotheo! Ek moet dit hê, ek kan nie daar sonder nie, ek kan nie meer wag nie, my liggaam pyn in die drang daarna. Dis wat daardie woordjie eintlik beteken, epipotheo. En die Here gebruik hierdie woord, wat op verslawing dui, om vir jou vandag te sê, hoe lief hy jou het.
Hy sê daar in Jakobus 4:5, met jaloersheid begeer, epipotheo, die gees wat in ons woon. Broeder, suster en jong mense, luister mooi na hierdie woord vandag. Moet nooit ooit weer twyfel aan God se liefde vir jou nie. Gryp dit vas en maak dit jou eie. Maak dit deel van jou gebedslewe. Sê, Here, U het gesê epipotheo, U is lief vir my. Maar kyk wat beteken dit. Kan jy self indink, die Here hierdie drang, hierdie brandende begeerte en hierdie behoefte koester om vir ons, met ons en saam met ons te wees. Dit is feitelik ondenkbaar om dit in te dink dat die Here hierdie spesifiek, hy kon baie ander woorde gebruik het, maar hy gebruik hierdie woord epipotheo. Dit gaan verder, hy begeer om meer en meer en meer van ons te wil hê. Dis wat hierdie woord beteken. Hy begeer om meer tyd saam met ons te spandeer. Hy begeer ons aandag, ons toewyding en ons gemeenskap met hom. Dis wat dit beteken. En dit omvou in 'n neutedop vir my, die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus. So lief het God die wêreld gehad. Hy roep uit en hy sê, epipotheo, my kinders, ek het jou nodig, ek wil jou lei, ek wil jou beskerm, ek wil jou krag gee. Kan jy sê amen? Dis die betekenis van hierdie vers, epipotheo. Dis juist hierdie begeerte, hierdie drang wat die Heilige Gees laat uitroep en vir jou sê. Hy sê 1 Korintiërs 5:9, blus die werking van die Gees nie uit nie. Dis 'n hartseer uitroep daai. My kind, blus my gees nie uit nie. Die ander wat ons skryf is aan Efesiërs 4:30, en bedroef die Heilige Gees van God nie. Ek wil nie so daai twee woorde praat, ons het nie tyd om te praat van blus en bedroef, wat dit eintlik beteken, as die Here na jou kyk, en hy sê, ek het 'n begeerte na jou, ek het 'n drang om meer van jou tyd te hê, ek het 'n drang om meer tyd saam met jou te spandeer, ek het 'n drang en 'n begeerte om jou te lei, elke tree wat jy gee, epipotheo, sê die Here vir jou. Daardie verlange in sy hart, daardie gedurig aan jou dink, sy begeerte om by jou te hê, sy bereidwilligheid om homself aan jou te openbaar, en dan gaan die woord van die Here verder. Hy stop nie by epipotheo nie. Hy gaan verder en hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon. En hierdie woordjie jaloersheid is daar die Griekse woordjie phonos. Phonos, moeilik uitspreekbaar, dis wat het beteken, met jaloersheid, maar kyk die ware betekenis hiervan. Die woord phonos dui op 'n sterk, hartstogtelike, 'n emosionele reaksie wat iemand ervaar wanneer sy geliefde ontrou is. En die persoon alles moontlik sal doen om sy geliefde weer terug te kry. Ek wonder of jy al daai jaloesie gehad het. Daardie teleurstelling, daardie hartseer, wanneer jou geliefde of het jou kind of jou man of jou vrou is, jou teleurgestel het. En die Here gebruik daardie emosie, as hy na jou kyk en hy sê, phonos my kind. Dis 'n hartseer emosionele uitroep, wat die Here na ons kyk met trane, met hartseer en pyn in sy hart. Hierdie persoon sal nie bloot sit en toekyk wat gebeur nie, hy sal iets daaraan doen. Daarom bly die Here met ons praat. Daarom bly hy geduldig en vol vergewingsgesindheid. Daarom bly die Gees van God binne in jou praat en hunker om jou terug te kry by pad. En ek dink vanoggend voel jy op 'n meer ernstige manier hoe daar 'n jaloersheid van God jou weer nader wil bring, jou weer nader aan hom wil bring, sodat hy jou kan lief hê, so wat hy wil hê. Jy moet liefgemaak word, jy moet lief geword het. Hierdie beskrywing van epipotheo en phonos kan hierdie vers soos volg lees. Luister. Dit is hoe hy eintlik moet lees, maar geen vertaling, die boek sou te dik gewees het, as hy dit kon skryf. Dit beteken eintlik, die Here het 'n hartstogtelike, intense begeerte en drang,
na meer en meer van jou, epipotheo. Maar hy gaan aan en hy sê, vir hom is dit baie persoonlik hartseer en skokkende ervaring om jou met enige iets te deel. As die magte van duister jou mislei, dan neem hy dit nie ligtelik op nie. Inteendeel, dit maak hom woedend. En hy sal alles doen om jou daarvan weg te ruk. Phonos. Dis wat hy vers eintlik beteken. Die Here roep uit vanoggend. Hy sê vir ons, epipotheo my kind. Ek het jou nodig. Ek wil jou vul met my krag. Ek wil jou bemagtig met autoriteit. Ek wil jou oorstroom met my goddelike lewe. En hy roep ook uit, Phonos. As hy sê, asseblief, moet nie jou lewe met die wêreld deel nie. Dit maak my hartseer, dit maak my woedend, want jy behoort aan my. Besef jy wat die kruisdood vir ons beteken vandag? Besef jy wat die ware betekenis is van Jesus wat gesê het, dit is volbring. In u hande gee ek my gees oor. Jesus het jou onbeskryflik lief. Dis die woord wat die Here my vanoggend gegee het. En Sondag aand met die oordenking sal jy hierdie beskrywings van die woord kry, om weer daaraan te dink, om daaroor te mediteer, en te weet, hoekom het Jesus eintlik aan die kruis gesterwe? Omdat hy epipotheo en phonos vir jou en my. Here, baie dankie, dat ons vandag opnuut kan besef, die wonderlike liefde wat u vir elkeen van ons het. Dat u ons so hoog ag, dat u u gees binne in ons geplaas het, o Here, om ons te lei, om ons te leer, om ons te waarsku. En ons kan maar dit vanoggend sê, dankie, dankie vir die onbeskryflike liefde, epipotheo, vir elkeen van ons. Ek wil jy moet die hand uitsteek en dit vasgryp en sê, Here, dankie. Dankie dat jy soveel dink van my. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen.